Baie welkom by vandag se sendingverhaal. My naam is Marlena Nel en vandag se verhaalopskrif is Inkvis of hond? John was 'n bekende predikant in 'n tradisionele kerk in Indonesië en is dikwels genooi om by ander gemeentes te preek. Na afloop van 'n reeks preke het hy eendag op 'n boot geklim vir 'n 3-dag reis terug huis toe. Tydens sulke lang reise raak die passasier dikwels aan die gesels om die tyd te verwyl. John het op 'n stadium van sy kos aangebied aan 'n jong vrou wat langs hom gesit het. Haar naam was Ingrid. Hy het gestoomde inkvis geëet, maar sy het beleefd geweier. Toe bied hy vir haar nog 'n gereg aan, hierdie keer hondevleis, maar sy het weer beleefd geweier. Nuuskierige John gevra waarom sy nie wou eet nie, en Ingrid het verduidelik dat sy 'n Adventis is. Sy het vinnig met hom die Bybelse gesondheidsbeginsels uit die boek Levitikus begin deel. John was verras en het toe erken dat hy self 'n predikant is, maar van 'n ander denominasie. Hulle het toe 'n gesprek begin oor Bybelse leerstellings. Toe die boot uiteindelik vasmeer, het John en Ingrid albei enkelopend hulle telefoonnommers uitgeruil. Nie lank daarna nie het hulle weer ontmoet en Ingrid het vir John genooi om haar Adventistekerk te besoek. Hy het dit so geniet dat hy elke Sabbat begin terugkom het. Binnekort het hy ongemaklik begin voel om op Sondag in sy eie kerk te preek. Uiteindelik het hy 'n dapper besluit geneem. Hy het sy kerkraad ingelig dat hy die bediening in daardie gemeente gaan verlaat om by die Adventiste aan te sluit. Die leiers van sy vorige kerk het hom selfs 'n hoër salaris aangebied om te bly, maar John het vasgestaan. Hy het die Sabbat as rustig aanvaar, die Bybelse voedingsbeginsels omhels en ook ander Bybelse leerstellings. Uiteindelik is hy in die Adventiste kerk gedoop. Vandag studeer John teologie aan die Klabat Adventiste Universiteit en hy is getroud met Ingrid. Deur die eenvoudige gesprek oor gesonde eetgewoontes het John dieper Bybelse waarhede ontdek wat sy lewe vir altyd verander het. In 1981 het sending bydraes gehelp om die Klabat Adventiste Universiteit uit te brei. Baie dankie vir jou vrygewigheid. Hierdie kwartaal ondersteun die sending bydraes projekte in Myanmar, Brunei en Indonesië. Laat ons aanhou om vrygewig te wees. Liefde en groete, SSL. En onthou, jy is ook 'n sendeling.